Ons Duitse herdershond is nou dragtig, soos hulle sê. En sy behoort hier by die 27ste Desember haar kleintjies te kry. Hier is 'n baie mooi geel varkoor in ons tuin. Daar sien julle is nog een. Hier is nog twee. En ek sien daar onder is besig om nog 'n blom op te kom. Goeiemôre. Het jy lus vir iets nuuts? Het jy iets nuuts in jou verhouding nodig? Jou huwelik of met jou kinders? Of het jy iets nuuts nodig in jou omgewing? Die Here God is 'n God van nuwe dinge. Ons lees in Jesaja 2 vers 1 tot 5. Ek wil dit gou vir julle lees. Jesaja was die seun van Amos, nie die Amos profeet wat later in die Bybel voorkom nie. En aan hom is geopenbaar in verband met Juda en Jerusalem. In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan as die hoogste van die berge. Hy sal bo die heuwels uittroon, al die nasies sal daarin stroom. Die volke sal gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons van sy paaie kan leer en ons sy weë kan volg. Ja, uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. Hy sal reg spreek tussen die nasies, die reg handhaaf vir talryke volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeimesse. Nasies sal nie meer die swaard teen mekaar opneem nie. Hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Huis van Jakob, kom laat ons leef in die lig van die Here. Hierdie profesie het Jesaja gebring in omtrent 740 voor Christus. Toe was daar niks niets in die wêreld nie, dit was verskriklik. Verskriklike oorloë, die opkoms van die Babyloniese ryk wat later ook vir Israel sou in ballingskap neem, ekonomiese, politieke onsekerheid, godsdienstige onsekerheid, baie sonde, soos as jy Jesaja lees, het in die volk voorgekom, 'n baie moeilike tyd, maar tog kom die Here en hy sê, luister, iets niets kom. En hierdie iets niets, as jy die teksgedeelte mooi gaan lees, voorspel die hoop wat die Here wil gee in sy seun Jesus Christus wat sal kom. En hy sal dan regspreek tussen die nasies, hy sal al die konflik en die oorlog stop en swaarde word ploegskare, mense sal rustig kan voortleef en spiese word snoeiskere en die kinders van die Here, die mense sal in die lig van die Here leef. Dit is daarom 'n hoopvolle boodskap wat Jesaja gebring het. Nou, ons sien dit mos in die natuur ook, die hond wat ek nou vir julle gewys het, ons hond Roxy wat nou dragtig is, daar is iets niets om na uit te sien. Sy gaan hier by die 27ste Desember iewers van sy kleintjies kry. En die mooi varkoor wat so geel blom, en daar's nog 'n blom op pad. Oral in die natuur en in ons menswees sien ons hierdie nuwe goed wat die Here die heeltyd vir ons bring en gee, om ons hoop te gee. Maar natuurlik al hierdie dinge moet ons laat kyk na hom. Want die Here is die God van nuwe dinge. Nuutheid wat nie die verlede of vandag wegvat nie, maar voortbou op dit. Hierdie belofte wat die Here gee aan deur Jesaja is 'n belofte wat voortbou op sy verbond met Israel. Baie belangrike belofte en verbond. So ons moet ook weet vandag dat die Here altyd in ons lewens nuut werk, maar hy bou op dit wat reeds was. En hy wil ons vra om in sy lig te lewe, sodat ons kan help bou in die koninkryk wat hy bou. In ons eie verhouding, ons eie huwelik, in jou eie werksituasie, in hierdie land, maak nie saak wat dit is nie. As jy dink iets is stikkend, iets is gebreek, vra die Here daarvoor. Vra die Here om jou te help. En hy sê jou help om saam met hom natuurlik te bou. Hy doen nie alles vir ons nie. So, kom ons dank die Here daarvoor. Here, baie dankie dat U 'n God is wat altyd sê, kyk vir die nuwe wat U kan bring. Dankie dat U ons ook help om te help bou aan die nuut in ons lewe, Here, in ons verhoudings, in ons werksituasie, in ons besigheid, wat dit ook al kan wees, ook in ons land. U gee vir ons die wysheid en die insig en die vermoë om te help bou aan iets nuuts. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Geseënde dag vir julle.